Goeiemiddag Alma, ek is mevrou Purwe, adjunkhoof by Mohamedi Hoërskool, maar ek gee ook Afrikaans in graad 12. Julle is welkom by hierdie sessie, want ek gaan met julle die kort verhaal Rooikoos Willemse bespreek of aanbied. Nou, voor ons kan begin met die kort verhaal, kan ons net miskien na die volgende kyk. As 'n mens 'n kort verhaal lees, moet 'n mens na volgende aspekte kyk. 1. Wie is die skrywer van die storie? Nee? En dan 2. Wie is die verteller van die storie? En dan ook, wie is die karakters in die storie? Goed so. En dan nommer 2, moet ons dan ook kyk na die plek waar die gebeure plaasvind. Nee? Waar speel die verhaal? En dan 3, moet ons ook dan kyk na die tyd waar die verhaal plaasvind. Watter tyd speel die verhaal? Nee? Is daar enige getal wat gebruik word in die gebeure? En dan 4, moet ons dan ook kyk na die manier of wyse wat die verhaal voortgaan. En dan 5, moet ons self kyk na die gebeure, hoe die gebeure ontwikkel. Ons moet weet waaroor gaan die storie. Nee? Ons moet weet hoe ontwikkel die storie. En dan nommer 6, is daar vrae wat ons moet beantwoord, wat oop vrae is. Oop vrae, wat jy jou weergawe moet gee van die storie. Wat dink jy van die storie? Nee? Hoekom moet ons na hierdie elemente kyk? Ons moet kyk wie is die skrywer, wie is die verteller, wie is die karakters, want ons moet die vraag wie beantwoord. As daar gevra word, wie? Dan moet dit miskien die skrywer wees, die verteller of die karakters wat gebruik word in hierdie kort verhaal. En dan as ons kyk na die plek, sal ons vrae moet beantwoord soos waar? Waar vind die gebeure plaas? Nee? En dan as ons kyk na die tyd, sal ons vrae moet beantwoord soos wanneer? Wanneer of hoe laat het die gebeure plaasgevind? En dan ook die getal, hoeveel? Nee? Hoeveel mense was daar? Hoeveel is die getal, verwys na die getal? En dan die manier, watter vraag sal ons moet beantwoord? Die vraag hoe? Hoe gebeur dit? Vinnig, stadig, is dit lekker? Is dit nie lekker nie? Nee? Hoe? Jy verduidelik daar, hoe gebeur hierdie gebeure? En dan hier by die gebeure, is dit daar waar ons nou die hoë denkvlakke vrae beantwoord. Waar ons beantwoord, hoekom? Nee? Waarom? Kry jy ook vrae soos beskryf, verduidelik. Verstaan ons mekaar? En dan by die oop vrae, is dit daar wat jy jou eie mening moet gee. Want dan sal die vraag vir jou vra, stem jy saam of stem jy nie saam nie? Stem jy saam
of nie. Nee? Of hulle kan vir jou vra, hoe voel jy? Hoe voel jy? Jou gevoelens. Met ander woorde, as ons 'n kort verhaal doen, moet jy ook jou gevoelens in die storie gebruik. Hoe voel jy as 'n mens seer kry? Hoe voel jy as 'n mens bly is? Kan ons nou kyk na die kort verhaal Rooikoos Willemse is soek. Ek het nou prentjies gebruik. Hoekom prentjies? Want as 'n mens na 'n prentjie kyk, verstaan jy makliker, verstaan jy beter, né? Rooikoos Willemse, die eerste prentjie wat ons hierso sien, is die hoofkarakter Rooikoos. Nee, as ons hoofkarakter Rooikoos. En ons het ons ook gesê, daar moet 'n skrywer wees van die verhaal. En ons skrywer hierso is A.H. de Vries. Hy is die skrywer. En hy is ook die verteller van hierdie storie. Hy vertel ons die storie en hy het die storie geskryf. En die hoofkarakter in hierdie storie is Rooikoos Willemse. Nou, wie is Rooikoos Willemse? Rooikoos Willemse se regte naam is Koos Willemse. Waar kry hy die naam Rooikoos vandaan? Hy kry die naam van sy hare. Ons het hare op ons kop, né? Hy kry die naam van sy hare. Sy hare is rooi, né? En hy kry ook die naam van sy baard. Wie het baard? Mense het mos baard, né? Die baard, die hare om die man se gesig is die baard. Die baard is rooi. Die baard is rooi. Dis waar hy die naam Rooikoos Willemse van gekry het. Want sy hare is rooi en sy baard is rooi. Nou, wanneer ons die storie lees, sê die verteller vir ons dat elke persoon op die aarde 'n swak puntjie het. Ons het almal swak punte in ons mens wees. Rooikoos Willemse het 'n swak punt gehad, né? En sy swak punt was drink baie. Of hy is 'n alkoholist, né? Hy is altyd dronk. Kan jy miskien aan jou swakpunt dink? En die skrywer sê, hy het self 'n swakpunt. Sy swakpunt is nuuskierigheid. Iemand wat nuuskierig is iemand wat altyd na nuus wil kry. Iemand wat altyd na stories soek, om iets van te praat, iets om aan ander mense te sê, of iets te soek om ander mense te vertel. Dis mense wat nuuskierig is, altyd iets om te vertel, of soek altyd na nuus om te vertel. Dit is die swakpunt van die skrywer. Nou, hoekom het Rooikoos altyd gedrink? Hoekom was hy altyd dronk? Die skrywer sê, niemand weet hoekom hy so baie gedrink het nie. Hy was 'n ryk man aan die begin. Hy het 'n vrou gehad. En hy het 'n plaas gehad, 'n baie ryk man. Sy oorlede vrou het vir hom 'n plot gelos. Sy pa het vir hom 'n plaas gelos. Hy het self 'n stukkie grond gehad, maar as gevolg van die drinkery het hy alles verkoop en hy het die geld gedrink. En die skrywer sê, sy nek bly nog droog. Wat beteken dit, sy nek bly nog droog?
Dit beteken, hy drink baie, maar hy kry nie genoeg daarvan nie. Hy wil nog altyd drink, alhoewel hy dronk is, wil hy altyd drank hê om te drink. Nou, omdat hy alles verkoop het, het hy nie meer 'n blyplek gehad nie. Hy het nie meer 'n blyplek gehad nie. En as gevolg daarvan, het die hotel-eienaar, dit is die hotel hierdie, die hotel-eienaar het vir hom blyplek in die hotel gekry, en hy het vir hom 'n kamer gegee in die hotel, en hy het toegesien dat hy ook kos kry hier in die hotel, omdat hy nie 'n blyplek het nie. Nou, toe gebeur dit daar een Saterdag, kom speel Berrydale se span, Berrydale se rugby span, kom speel by Rooikoos Willemse hulle se dorp met hulle rugby span. Dit is die bal wat hulle gebruik vir die rugby, die rugby bal. En dit is die speler, die rugby speler. Nee? En hier is die toeskouers, die mense, toeskouers. Die mense wat kom kyk na die spelers. Nee? Berrydale se span kom speel met Rooikoos Willemse se span. En die skrywer sê vir ons dat Berrydale daardie jaar 'n goeie span gehad het. Hulle was baie goed in rugby. En Rooikoos se span was nie goed in rugby nie. Hulle het nie baie goed rugby gespeel nie. Hulle het nie 'n goeie span gehad nie. En dus kon die Berrydalers daardie Saterdag goed doen. Hulle het 'n geleentheid gehad om goed te doen, omdat hulle met 'n swak span speel. Maar nou weet julle, voordat die spelers 'n wedstryd gaan speel, gaan hulle na die hotel waar hulle miskien moet gaan optel, waar hulle 'n bietjie iets gaan eet, waar hulle iets gaan drink voordat hulle kom speel. En terwyl hulle hier by die hotel is, ontmoet hulle vir Rooikoos Willemse. En teen daardie tyd was Rooikoos Willemse alreeds dronk, want ons het gesê hy is altyd dronk. En in sy dronkenskap beklei hy met die Berrydalers. Daar was rusie tussen die twee. En hy het die Berrydalers lelike woorde gesê. Hy het geskel, hy het gevloek vir die Berrydalers. En die Berrydalers was goeie mense, maar alhoewel hulle goeie mense is, het hy hulle dan nou so gestoot tot 'n stadium waar hulle dit nie meer kon neem nie. En hulle het besluit om te beklei met Rooikoos Willemse, want hy het lelike goed aan hulle gesê. En die hotel-eienaar het toegekom en met Rooikoos gepraat en met die Berrydalers gepraat. En die Berrydalers was nou goeie mense. Nee, hulle was goeie mense. Hulle het nie klagte gehad met enige persoon nie. Hulle luister na die hotel-eienaar en hulle stap daaruit. Hulle gaan na die rugbyveld waar hulle die rugby gaan speel met Rooikoos se span. En Rooikoos Willemse sê toe vir hulle, alhoewel hulle na die rugbyveld kan gaan, sal hy ook daar wees. En hy gaan ook gaan kyk na die wedstryd. En hy sê weer die lelike woorde wat hy aan hulle gesê het. En die skrywer gebruik die woorde, julle ditse, datse, ditse, datse. Wat beteken dit? Dit kom net van die woord dit en die woord dat. Dit beteken dat. Dit beteken dat hulle, die verteller vir ons sê, hy het dit en dat gesê.
Dit se daadse, want die verteller wil nie die lelike woorde sê wat Rooikoos aan die Berrydelers se span gesê het nie, né? Dit en dat. En wat gebeur toe nou? Die rugbywedstryd begin en hulle speel. Maar die skrywer sê, die Berrydelers, alhoewel hulle baie goeie span was, het hulle 'n moeilike dag gehad. Het hulle 'n moeilike tyd gehad. Dinge het nie goed met hulle gegaan nie. Hulle het foute begaan. Klein foutjies wat hulle nie mag gedoen het nie, het hulle gedoen. Hulle kon nie goed doen nie. Onthou ons het gesê, Rooikoos se span was baie swak en Berrydelers se span was baie sterk. Met ander woorde, Berrydelers se span moes baie goed gedoen het daardie dag. Maar dit was nie hulle dag nie. Dinge het skeef geloop. Hulle het al die foutjies gedoen wat hulle nie mag doen nie. En wat gebeur toe? Die skrywer sê, dit was al amper so teen die einde van die speeltyd. Die eindvletjie moes blaas. En toe wat gebeur? Toe kry die Berrydelers 'n strafskop. Hulle kry 'n strafskop. Wat ons in Engels noem penalty, né? 'n skop wat hulle moes laat wen het. Want teen daardie tyd was die punte gelyk. Hulle het kop aan kop geloop. Kop aan kop beteken hulle was gelyk met die doele. As dit 0 was, was dit 0-0. As dit 1 was dit 1-1. Hulle het gelyk gespeel. Nou, soos julle kan verstaan, as die Berrydelers nou die strafskop kry, beteken dit hulle kan wen. As dit 0-0 was, met die strafskop kon dit wees 0-1. Nee? Hulle sou nou 'n punt voor die Rooikoos se span gehad het. Maar wat gebeur toe? Sê die skrywer. Hy sê die strafskop was so maklik dat nie eers 'n klein kind dit kon miskop nie. Selfs 'n vroumens sou dit nie kon miskop nie. Wat net beteken, dit was 'n strafskop wat die Berrydelers sou voordeel, dat hulle 'n punt moet kry. Maar daar was net een persoon wat geweet het, dat Berrydelers nie daardie strafskop sou kry nie. Hulle sou nie 'n doel kry met daardie strafskop nie. En dit was Rooikoos Willemse. Wat maak hy? Net toe die persoon die strafskop moet skop, bilder hy weer met daardie stem van hom. Daardie kwaai stem van hom. Die skrywer sê ons hy het 'n baie kwaai stem gehad. 'n Stem wat kwaaier is as enige hi-fi wat ons vandag ken. Ons Sansuis, ons al daardie hi-fi sisteme wat ons gebruik hierdie dae. Die Panasonics, al daardie sisteme. Kon nie by sy stem pas nie. Hy het 'n bilderende stem gehad. Net toe die strafskopper die strafskop moet skop, bilder hy weer met daardie stem van hom en hy sê weer daardie vloekwoorde van hom en die speler skop hierdie bal en wat gebeur? In plaas van dat die bal in die spel gaan die bal in die ander kant van die pale en toe blaas die eindvletjie. En dit beteken dan dat die Berrydelers die strafskop verloor het. En die punte of die doele is nog dieselfde, 0-0
of wat ook al die doele gewees het. Nou kan ons verstaan, Rooikoos se span was baie opgewonde. Hulle was baie bly, want Rooikoos het hulle gehelp dat hulle nie moet verloor teen die sterk Berrydale span nie. Maar wat van die Berrydalers? Hulle was nie bly nie. Hulle was baie kwaad vir Rooikoos Willemse. Hoekom? Want Rooikoos Willemse was nie mooi met hulle van die begin af nie. Van die hotel af het hy nie met hulle mooi gepraat nie. Van die hotel af het hy hulle geskel, het hy hulle lelike woorde gesê. En nou dat hulle moet wen, is hy nog steeds in hulle pad. En hulle was nie bly daarvoor nie. En wat maak hulle? Hulle besluit om vir Rooikoos te ontvoer. Onthou, Rooikoos se span was bly en hulle het vir hom drankies gekoop. Hulle het vir hom drank gekoop en hy drink mos altyd baie. Hy wil altyd drank hê. En elke een het vir hom drank gekoop. En hy was nou so bly, hy het nie eers geweet wie sy maat is nie. Selfs die Berrydalers het ook vir hom drank gegee en hy het nou nie eers gesien, dit is die Berrydalers sy vyande nie. Uiteindelik is hy so dronk, dat hy net daaruit blaas soos 'n kers. En wat maak die Berrydalers? Hulle vat vir hom en hulle neem hom na Berrydale toe. Niemand het dit opgelet nie. Niemand het dit gesien nie. Hulle vat vir Rooikoos en hulle ry saam met hom. Hulle neem hom Berrydale toe. Hierdie prentjie wys net vir ons dat Rooikoos baie drankies gehad het. Hy het baie gedrink. Die mense het vir hom drank gekoop en hy het net gesê, hy het net gedrink, tot hy nie meer kon nie en hy het net daar aan die slaap geraak. Toe vat hulle vir hom en hulle neem hom Berrydale toe. Wat maak hulle met hom toe hulle by Berrydale kom? Hulle kry vir hom 'n kamer in die hotel in Berrydale. En wat maak hulle met hom? Hulle trek hom kaal uit. Hulle skeer sy baard. Hy het mos daai lang baard gehad, daai lang rooi baard. En hulle skeer dit, jy sien daar is die skeer nie, en daar is die baard. Hulle skeer daai baard. Nee, hulle skeer daai baard kaal af. En wat maak hulle met sy kop? Hulle kleer sy kop. Hulle kleer dit swart. Pikswart kleer hulle sy kop. Dink net, watter beeld sien jy? Ons ken vir Rooikoos Willemse as 'n man met 'n lang rooi baard, rooi hare. Maar nou sien ons hom nou, geen baard nie, die gesig is glad en die hare is pikswart. 'n Ander beeld wat ons sien van Rooikoos Willemse wat ons nie ken nie, né? En hulle los hom daar op die bed, hy is kaal uitgetrek. Geen pyjamas nie, geen komberse nie, hulle los hom net daar. Rooikoos Willemse word die volgende dag wakker en dit is 'n Sondag. Raak hy wakker. Raak hy wakker. En soos gewoonlik kom die kelner by die hotel, dit is mos Sondag. Hy kom in, hy bring vir Rooikoos Willemse koffie om te drink. En Rooikoos Willemse sien dat hy nie die kelner ken nie. Dit is 'n gesig wat hy nie ken nie. En hy vra nou hier die kelner, en nou wie is jy? En die kelner sê vir hom, nee meneer, ek werk hier by Berrydale. En Rooikoos kon dit nie glo nie. Hy neem toe maar die koffie
want hy het nou agtergekom, die kamer waarin hy homself bevind, is nie dieselfde as die kamer in die hotel op sy dorp nie. Soos gewoonlik, vryf hy aan sy baard, en daar is geen baard nie, sy gesig is kaal, dit is skoon. En hy wonder wat nou gebeur het. Wat die vorige dag gebeur het, kon hy niks onthou nie. Hy probeer dink, maar hy kan niks onthou nie. Hy besluit maar om in die spieël te gaan kyk. En wat sien hy in die spieël? Hy kon nie glo wat hy in die spieël sien nie. Hy sien 'n swart kop en 'n glad, skoon gesig. Die persoon wat hy in die spieël sien, is nie die persoon wat hy ken nie. Dit is nie die Rooikoos wat ons ken nie. Dit is nie die Rooikoos wat hy ken nie. En op daardie oomblik twyfel hy wie hy is. Hy kan nie onthou wie hy is nie. Binne voel hy is Rooikoos. Maar wat hy in die spieël sien, is nie Rooikoos nie. En onmiddellik is daar 'n innerlike konflik in hom. Wie is ek? Ek weet ek is Rooikoos, maar die beeld wat ek in die spieël sien, is nie Rooikoos nie. Hy gaan sit maar weer op die bed, drink sy koffie klaar, en hy gaan weer na die spieël toe. Geen verandering nie. Dis nog wat hy sien, swart kop, skoon gesig. Op die stoel sien hy sy klere. Hy gaan na die stoel, hy vat sy klere, trek stadig aan, en hy gaan uit die kamer uit. By die ingangportaal van die hotel is daar 'n telefoonhokkie. En in sy sak voel hy, en daar is muntstukke. Daar is geld in sy sak. Hy gaan na die telefoonhokkie, hierdie prentjie wat ons hier sien, telefoon, né? Hy bel en hy skakel die nommer op die hotel op sy dorp. Die sentrale sit hom deur na die hotel op sy dorp. Wie antwoord die telefoon daar by die hotel? Dit is een van die skoonmakers. En die persoon wat die telefoon antwoord is Jan. Hy is die skoonmaker. Skoonmaker by die hotel by Rooikoos Willemse se dorp. En hy vra vir die man, is dit jy, Jan? Hy weet mos Jan werk by die hotel op sy dorp. En die persoon antwoord, ja, dit is ek, meneer. En hy vra vir Jan, Jan, ken jy vir Rooikoos Willemse? En Jan sê, ja meneer, ek ken vir Rooikoos Willemse. En hy kon dit nie glo dat daar iemand is wat vir Rooikoos Willemse ken nie. En hy sê vir Jan, Jan, jy moet nou baie mooi luister. Jy moet na kamer 11, dit is Rooikoos Willemse se kamer, né? Kamer 11 is Rooikoos Willemse se kamer. Gaan na kamer 11 en gaan kyk of Rooikoos Willemse daar is. En Jan sê, goed meneer, ek sal gaan kyk. En daar staan Rooikoos Willemse met die dooie gehoorbuis. Hy wag vir die antwoord van Jan af of Rooikoos Willemse in kamer nommer 11 is. En hy staan daar en hy praat met die dooie gehoorbuis. Hy sê, en Jan, as Rooikoos Willemse daar is, dan mag die liewe Here alleen weet wie ek is. Wat beteken dit? Dat Rooikoos Willemse hom nie self ken nie. Dat Rooikoos Willemse sy identiteit verloor het. Kan 'n mens nou so drink, dat jy nie eens weet wie jy is nie. En so sluit die verhaal af. Ons weet nie of Jan teruggekom het, en as hy teruggekom het, watter antwoord sal hy vir Rooikoos Willemse gee? Nee. Die skrywer
los ons net daar by die klimaks, né? Ons wou nog uitvind, wat is die antwoord? En hoe sou Rooikoos Willemse reageer op die antwoord? Maar die verhaal eindig net so. Net daar eindig die verhaal. Met ander woorde, dit beteken, dit is daar waar jy die oop vraag sal kry. Hoe dink jy? Wat was die antwoord wat Jan gebring het? Hoe dink jy? Hoe sal Rooikoos Willemse reageer op die antwoord wat hy gaan kry? En tot volgende keer, wanneer ons die volgende storie sal doen, sien ek julle weer volgende keer. Baie dankie.